Vriende, goeiemôre. Ons is met 'n kort Pinksterboodskappe besig, is al die jaar 2026 en ons is weer eens bevoorreg om Pinkster te kan ervaar en oor die Heilige Gees te kan praat en ons het intussen besluit dat ons hierdie boodskappe ook op YouTube gaan plaas, al is dit kort boodskappe, verskoon die feit dat dit nie 'n video boodskap is nie, maar net 'n klankgreep. Tog maak dit nie saak nie, dit gaan steeds oor die woord. Ek wil vanmôre met u 'n bietjie praat oor die feit dat Jesus voor sy hemelvaart, na sy opstanding uit die dood, die Heilige Gees geskenk het aan sy disippels. Baie interessante gedeelte, ek wil vir u lees, dit word net in die evangelie van Johannes vir ons beskryf. Johannes 20 vers 19 tot 23 en daar staan geskryf: En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees. En dan sê in vers 23: As julle die mense hulle sonde vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sonde hou, dan is dit gehou. Nou, ek wil vanmôre met 'n bietjie praat oor hierdie gedagte. Jesus skenk die Heilige Gees aan sy disippels na sy opstanding uit die dood. Soos ek reeds gesê, dit is die enigste evangelie wat vir ons hierdie verhaal beskryf. Vers 19 sê uitdruklik, dit was die eerste dag van die week, dit wil sê, dit was die Sondag, die dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, toe hy aan sy disippels verskyn het. Jesus se disippels was byeen in Jerusalem, daar in die bovertrek, waar hulle die gewoonte gehad het om by mekaar te kom agter geslote deure, omdat hulle bang was vir die Jode. In van die ander evangelies was daar genoem dat daar slegs 10 van die 11 disippels daar by mekaar was met Jesus se eerste verskyning. Die ongelowige Thomas was skynbaar nie daar gewees nie. Wat ons wel weet is dat Jesus in sy verheerlikte liggaam aan hulle verskyn het, en daarom kon geen muur hom keer nie, of geen deur kon hom keer nie. Toe hulle weer sien, merk hulle Jesus op, wat in hulle midde verskyn het, en wat hulle groet met die woorde: Vrede vir julle. Baie interessant, toe Jesus aan hulle verskyn, toe groet hy hulle onmiddellik met hierdie woorde: Vrede vir julle. Nou, hierdie woorde was in daardie tyd 'n gewone groet, maar in Jesus se geval het dit 'n veel ryker betekenis gehad. Die disippels wat hom in die voorafgaande dae in die steek gelaat het, verneem nou dat hy hulle dit nie toereken nie, maar dat hy vrede oor hulle uitspreek. Hy bring vrede, hy het gekom om vrede aan hulle te bring. Onthou ook dat Jesus vir alle sondaars versoening aan die kruis bewerk het, om in vrede met God te kan lewe. En daardie vrede is in sy groet aangekondig. Vrede vir julle. Vir elkeen van ons wat met God versoen is deur Jesus Christus, geld dit ook vrede vir julle. Efesiërs 2 vers 14 sê, want hy is ons vrede. Jesus is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Jesus is ons vrede. Nou vriende, as teken of as bewys dat hy in dieselfde liggaam staan wat aan die kruis vasgespijker was, wys Jesus natuurlik sy hande en sy voete aan sy disippels, sodat hulle geloof kan ontvang. Hy wys vir hulle die gate of die merke in sy hande en in sy voete, en daardeur het hulle geglo. Aan die sigbare merke van die spykers kon hulle sien dat dit nie 'n gees is wanneer hulle te doen kry met hom nie, maar die liggaamlike teenwoordigheid van Jesus. Jesus is in
liggaam is hy teenwoordig in hulle midde. Nou dat hulle oortuig is dat Jezus uit die dood uit opgestaan het, het daardie beloofde blydskap alle droefheid verdryf. As daar nog enige droefheid by hulle was, die blydskap het dit verdryf. Daardie vrede wat Jezus oor hulle uitgespreek het, sy teenwoordigheid, het blydskap in hulle harte gebring. En toe hulle Jezus se teenwoordigheid as 'n werklikheid ervaar, sê Jezus weer vir hulle, vir 'n tweede keer sê hy weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hoor hierdie woorde, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hier kom die hele ding. Dis 'n sendingopdrag, wat hulle dus hier van die Here Jezus ontvang het, om die evangelie, dat hy, Jezus, die verlosser en die redder van sondaars is, so wyd moontlik aan alle mense moet uitdra en gaan verkondig. Dis die opdrag wat hulle ontvang het. En dis hoekom Jezus in hulle midde gesê het, vrede vir julle. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. In Johannes 17 vers 18 was dit Jezus se gebed vir sy disippels, soos hy gebid het daar, soos hy praat met sy Vader, soos my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Hy stuur sy disippels in die wêreld in, om die blye boodskap dat Jezus red te gaan verkondig. Maar Jezus rus hulle toe, hy stuur hulle nie net nie, hy rus hulle toe met krag uit die hoogte, om hierdie opdrag met ywer en passie, gesagvol te kan gaan uitvoer. So hulle gaan nie in hulle self nie, hulle gaan met die krag, met die ywer, die passie en die gesag, waarmee Jezus hulle toegerus het, en dis die Heilige Gees. En daarom gee aan hulle die Heilige Gees, om toegerus te wees vir hierdie groot en verantwoordelike taak, om die evangelie uit te dra. Die blye boodskap aan almal uit te dra. Jezus, wat self die Heilige Gees ontvang het, toe Johannes die Doper hom gedoop het, daar in die Jordaanrivier, toe die hemel oopgegaan en die Heilige Gees soos 'n duif, of in die vorm van 'n duif op hom neergedaal het, was toegerus. Jezus was self toegerus deur die Heilige Gees vir sy bediening op aarde. Hy het die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees het op hom neergedaal. Ons ken daardie verhaal. Toe God uit die hemel ook gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. En net so rus Jezus nou ook sy disippels toe, met die Heilige Gees, vir hierdie opdrag, vir hierdie groot taak, naamlik om die evangelie van Jezus uit te dra in die wêreld, oral waar hulle gaan. In Johannes 20 vers 21 tot 22, ek lees weer vir u, het staan daar geskryf, Jezus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, 'n tweede maal, soos ek net nou ook die klem daarop laat val het. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ek en jy kan nie op ander mense blaas en sê ontvang die Heilige Gees nie. Jezus kon, want hy die Heilige Gees in hom gehad. Hy was vol van die Heilige Gees. Hy is God, hy kon dit alleen doen. In Johannes 3 vers 8 vergelyk Jezus die Heilige Gees met die wind wat waai. En hy waai waar hy wil. So het Jezus dit beskryf. Hoe sal julle weet as die Heilige Gees oor julle gekom het? Hy sê, hy is soos die wind. Hy waai waar hy wil, julle hoor sy geluid. Julle weet nie van waar hy kom nie, maar julle weet. As die Heilige Gees in ons harte gekom het, dan weet ons, hy waai soos 'n wind deur ons siel. 'n Mens kan nie die Heilige Gees sien nie, maar jy hoor hom. En dit dui op die werking van wedergeboorte in ons siel. Wanneer ons praat van Johannes 3 vers 8, waar Jezus sê, die Heilige Gees vergelyk met die wind. En nou blaas Jezus op sy disippels. En deur op hulle te blaas, skenk Jezus nie net die Heilige Gees aan hulle nie, maar hy doen dit op 'n hoorbare manier, hoorbare teken dat die Heilige Gees teenwoordig was. Daarom blaas hy oor hulle. Alhoewel dit 50 dae voor Pinksterdag was. Hoekom sê ek 50 dae? Dis die eerste dag nadat Jezus opgestaan het, wat hy hier aan sy disippels verskyn het. En nadat Jezus opgestaan het, was hy nog 40 dae op aarde, toe hy opgevaar na die hemel, en 10 dae later is die Heilige Gees eers uitgestort. So 50 dae voor Pinksterdag het Jezus
die Heilige Gees aan sy disippels geskenk. Nou, eers 50 dae later is die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort. So, hierdie gebeurtenis het niks te doen met die uitstorting van die Heilige Gees nie, want was absoluut Jesus se doel om sy disippels toe te rus met die Heilige Gees vir hulle taak en vir hulle opdrag om die blye boodskap dat Jesus Christus red te gaan verkondig. Of die Heilige Gees by daardie geleentheid in hulle gaan woon het en aan hulle wedergeboorte geskenk het, kan ons nie met sekerheid sê nie, want die skrif sê dit nie. Skrif sê Jesus het op hulle geblaas en hulle die Heilige Gees ontvang. Maar wat ons wel weet is dat hulle nog in die Oud-testamentiese bedeling was. Onthou nou, die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie, so hulle was nog in die Oud-testamentiese bedeling, en daarom aanvaar ons dat die Heilige Gees slegs oor hulle gekom het, soos in die geval van Elias, soos ons nou in die vorige boodskap gesien het, en Elisa, en ook Moses, en dan die 70 gevaardigdes wat die Heilige Gees ontvang het. Hoe het hulle die Heilige Gees ontvang? Die Heilige Gees het oor hulle gekom. Die Heilige Gees was oor Elia, die Heilige Gees was oor Elisa, en Moses, en sy 70 afgevaardigdes, vir die dienswerk wat hulle moes verrig vir die Here. So Heilige Gees hulle toegerus vir hulle dienswerk in diens van die Here. En dieselfde met hierdie 10 disippels. Soos ek sê, die ongelowige Thomas was nie daar nie, maar die ander 10 disippels was daar, en hulle die Heilige Gees ontvang toe Jesus op hulle geblaas het, en hulle is toegerus met die Heilige Gees. En vriende, die boodskap is baie duidelik, dat ek en jy die Heilige Gees moet ontvang, dat ons toegerus moet word met die Heilige Gees, om diensbaar vir die Here te kan wees, om met krag en gesag en autoriteit die werk van die Here te kan doen, en getuie vir Jesus te wees, en ook te lewe met daardie gesag en daardie autoriteit wat die Heilige Gees vir ons gee, en ons in staat stel om getuies en 'n voorbeeld vir Jesus te wees. Wat 'n wonderlike gedagte, ons praat oor die Heilige Gees, ons het die Heilige Gees so nodig, en in hierdie dae is dit belangrik om meer te leer van die Heilige Gees. Kom ons bid net saam. Here, ons wil vir U baie dankie sê vir die Heilige Gees. Dankie dat ons 'n paar dae weg is van Pinkstersondag, wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees gaan herdenk. Maar ons sien dat U disippels wat naby aan U was, toegerus het met die Heilige Gees, 50 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, omdat hulle vir U dienswerk moes doen. Hulle moes getuies wees vir Jesus, vir die evangelie van Christus. En so het ons ook nodig om te verstaan dat ons met die Heilige Gees toegerus moet word. Dat die Heilige Gees oor ons moet kom en in ons moet kom, en ons moet salf en in staat stel om vir die diensbaar en bruikbaar te wees. En praat met ons in hierdie dae, Here, en word U verheerlik in ons lewens en bereik U kosbare doel in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, weer eens wil ek sê, mag jy 'n geseënde dag hê, en nou dink ook dit wat ons vanmôre met mekaar gedeel het. Totsiens.